Ons gemeente het 3 baie belangrike waardes wat ons glo is die hart van gemeente wees. 3 waardes wat ons beskou as die kern van waaruit ons saam as gemeente leef en kerk doen. En hierdie 3 waardes is dan koneksie tussen my en God en koneksie tussen my en jou, transformasie en relevantie. En in die volgende paar weke gaan ons stil staan by elke een van hierdie temas om 'n bietjie saam te kuier oor wat dit vir ons beteken as gemeente en ook as individue. Vanaand dan die tema koneksie. Nou op ons staat, op ons waardestaat staan daar onder koneksie. Alles gebeur vanuit God. Die koneksie begelei ons in alle besluite en aksies. Ons koneksie tot ander spruit ook hieruit. So, wat beteken dit en hoekom is dit vir ons belangrik? Een van my gunsteling speletjies as kind was Connect the Dots. Ken julle dit? Het julle dit ook gespeel? En baie van hulle kan jy by voorbaat sien hoe die prentjie gaan lyk en dan is dit nie 'n verrassing vir jou as jy nou die einde sien wat uitkom nie. Maar baie van hulle is so ingewikkeld dat jy glad nie 'n cooking clue het van wat die prentjie op die ou einde gaan wees nie. So jy begin by nommer 1 en jy trek jou lyntjie na nommer 2 en na nommer 3 en dan eers op die heel einde is hierdie prentjie vir jou duidelik. Nou die frase connect the dots gebruik ons nie net as ons na die speletjie verwys nie. Ons gebruik dit ook in ander areas van ons lewe. As jy TV kyk of jy lees 'n boek of jy kyk 'n fliek en op 'n stadium dan klik die storielyn net en jy weet wat gebeur nou volgende. Of jy weet wat het nou gebeur tot daar. Die polisieman wat uiteindelik na al die leidrade een na die ander gevolg het, kry uiteindelik die moordenaar gevang. Alles maak skielik sin wanneer ons al hierdie dots connect. Nou wat waar is van my en jou lewe, is dat ons elkeen kolletjies, inkkolletjies of stukkies of krummeltjies of selfs soms hompe geestelike inligting in ons lewe bymekaar maak. Soos wat ons lewe verbyloop, versamel ons geestelike inligting wat ons geestelike lewe beïnvloed. Kolletjies wat 'n effek het op jou geloofsreis. Ons gaan Sondagskool toe, ons gaan Bybelstudies toe, ons luister preke, ons luister radiogesprekke, Christelike radiogesprekke, ons kyk Christelike televisiestories. En dit alles maak dat ons hierdie stukkies deel maak van ons geloofsreis. Maar dit is nou ook so, dat al het ons al hierdie stukkies en hierdie kolletjies en hierdie krummeltjies en al hierdie dinge versamel op verskeie plekke in ons lewe, voel 'n klomp van ons steeds of God min of niks te doen het met my lewe hier en nou nie. Asof God baie ver van my af besig is. Ons is so besig met ons skool en met ons werk en met ons familie en met ons vriende en met ons ontspan, dat ons dit net nie reg kry om in koneksie met God te leef nie. Hierdie klomp geestelike kolletjies in ons lewe is so scattered, so deurmekaar in ons gedagtes en in ons harte en in ons lewens, dat ons dit net nie bymekaar kan trek om ware koneksie met God te beleef nie. Ons sukkel. Ons het baie keer koneksie met God. Ons kry dit soms reg, maar ons het verseker nie die tipe koneksie met God wat hy met ons wil hê nie. Hierdie stoelervaring, die koneksie wat gebeur wanneer ons in ons spreekwoordelike stoel sit. Dit is die koneksie waarna ons smag, maar wat ons ontwyk as ons besig raak met die lewe. Hoopelik kan Deuteronomium 6 en Johannes 14 ons vanaand help om al hierdie kolletjies bietjie bymekaar te begin trek.
Wees lief vir sjokolade. Steek op julle hande. Wie hou van sjokolade? Wees lief vir sjokolade. OK. Sien julle, hou op. Sien julle, kyk om julle rond, die wat se hande nie op is nie. Hulle is daardie dwaase man en vrou waarvan ons lees in Spreuke. Maar ons is nog steeds lief vir julle ook. Bietjie minder, maar hou julle hande op. Die van julle wat sê julle hou van of is lief vir sjokolade, weet in die afgelope 12 maande sjokolade geëet. Die res kan hulle hande afsit. OK. Wie het in die afgelope 6 maande sjokolade geëet? Wie het in die afgelope Januarie sjokolade geëet? Wie het in die afgelope week sjokolade geëet? OK, raak bietjie minder. Wie het vanoggend sjokolade vir ontbyt geëet? OK? Hierdie, het julle hulle gesien? Julle het julle hande mooi opsit. Ons gaan julle nie judge nie, ons beloof. Hierdie mense is regtig lief vir sjokolade. As ek die vraag nou sou verander en ek vra, het jy iemand in jou lewe vir wie jy lief is? 'n Man of 'n vrou of 'n pa of 'n ma of 'n girlfriend of 'n boyfriend of 'n ouma of 'n oupa of kinders of kleinkinders? Het jy iemand vir wie jy lief is? Hoe gereeld sien jy daardie persoon? 1 keer 'n jaar? 1 keer 'n maand? 1 keer 'n week? 1 keer 'n dag? Hoe gereeld praat jy met daardie persoon? Die punt is, dat wanneer jy vir iemand lief is, wil jy hom gereeld sien. En wil jy gereeld met hom praat, en wil jy gereeld na hom luister. Dieselfde is waar van God. Kom ons lees Deuteronomium 6 vanaf vers 5. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met hart en siel en met al jou krag. Later, as ons in die Nuwe Testament lees, dan probeer hulle Jesus vasvra en hulle vra vir hom, Jesus, watter een van daai 10 gebooie is die belangrikste? En dan sê Jesus sonder om te skroom, hierdie een. Hy sê die heel belangrikste prioriteit vir jou om in koneksie met God te leef, is om hom lief te hê met jou alles. Jou hart, jou siel en jou gees. As ek nou sou vra, wees lief vir God, vermoed ek dat almal gaan ja sê en almal hulle hande gaan opsteek. So hoekom voel God vir ons so ver? So verwyderd van wat hier en nou in my lewe aan die gebeur is. As ons sê ons is lief vir God, hoekom dink ons so min aan hom wanneer ons met ons allerdag besig is? Hoekom gee ons so min aandag aan dit wat hy vir ons lewe wil hê? Het ons God dan regtig lief soos wat Deuteronomium sê? Met alles wat ons is en alles wat ons het. As ons God nie kan lief hê nie. En nou moet julle hoor, wat ek bedoel as ek sê ek is lief vir God en wat jy bedoel as jy dit sê, verskil hemelsbreed. Want ons is uniek en dit beteken iets anders vir elkeen van ons. Maar hoe dit ook al sê, as ek liefde vir God en jy liefde vir God nie kan regkry nie, dan kan ons vergeet van koneksie. Dan kan ons nie koneksie met God beleef nie. Dis nie moontlik nie. As ons God nie kan lief hê as ons skepper, die God wat ons lewe gegee het, wat alles geskep het, wat mooi en goed en reg is, as ons hom nie kan lief hê as ons verlosser, as ons Vader, as die een wat ons oneindig lief het nie, dan sal ons nie koneksie kan leef nie. Maar as ons hierdie liefde kan ontdek, as ek en jy dit kan regkry om God op 'n manier lief te hê wat klink soos Deuteronomium 6 vers 5, dan veroorsaak dit dat my koneksie met ander mense nou heeltemal anders begin lyk. Dit kan mos nie meer dieselfde wees nie, want nou spruit my koneksie met julle uit 'n baie diep belangrike plek. Uit die kernplek het my koneksie met God. En dit veroorsaak dat ons gesonder verhoudings met mekaar het. Dit is hoe kragtig ons liefde vir God kan wees. Ons liefde vir God maak ook dat ons hom beter wil leer ken. Ons lees Deuteronomium 6 vers 6 tot 9.
Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Julle moet dink aan hierdie dinge wanneer julle iets met julle hande doen en wanneer julle na iets kyk en wanneer julle uitgaan en ingaan by die deure van julle huise en julle poorte. Met ander woorde, hier lees ons van iemand wat toegewyd is om meer en meer van God te leer, om hom in alles te begin raak sien. Nou ongelukkig is dit so dat ons wat onsself Christene noem, net iets oor God leer by ander mense, by 'n kerk of by sekere plekke, maar bitter min self uit die bron van die kennis oor God lees, uit die woord iets oor God lees. En dit is so dat dit wat ander mense sê, my dominee, my jeugwerker en ons Bybelstudiegesprekke, dat al daardie dinge waarde het, dis so. Maar daar's ook 'n ander kant. Wie van julle ken Ian Somerhalder? Ken julle hom? Die van julle wat hom ken, glo ek, is waarskynlik ook verlief op hom, soos ek. Ek is mal oor hom, maar soos regtig. Ek is lief vir hom. Ek kyk al sy flieks, al sy TV-stories, ek lees elke artikel van hom in die media en ek volg hom op al die sosiale media platforms, Facebook, Twitter en Instagram. Hy sit mooi foto's op. Selfs hierdie stalkeragtige gebruike van my, selfs dit maak nie dat ek hom beter ken nie. Ek het hom nog nooit gesien nie. Ja, ek het hom op TV al gesien, maar ek het hom nog nooit regtig gesien nie. Ek het nog nooit met hom gepraat nie, hy het nog nooit met my gepraat nie. Ek het nog nooit iets persoonliks vir hom gedoen nie. So as ek sê ek is lief vir hom, dan kan dit sekerlik nie dieselfde liefde wees as wat ek vir my sissies of vir my ouers het nie. Ons liefde vir 'n persoon word beïnvloed? Nee, word bepaal deur hoe persoonlik ons by daardie persoon betrokke is. Dieselfde is waar van God. Ons koneksie met God word beïnvloed? Nee, word bepaal deur hoe persoonlik ons hom ken en by hom betrokke is. As die enigste manier waardeur ons God leer ken is wat ek hier voor sê en my kollegas en wat die jeugwerker vir julle in die klasse sê, wat julle op ander plekke hoor, as dit alles hoe jy God leer ken, kan jy onmoontlik die liefde vir hom hê wat jy vir hom sal hê as jy dit self doen. As jy sy persoonlike woorde aan jou self lees en jou persoonlike woorde self aan hom sê en dit gereeld doen. Vir ons om die dots van God te connect, moet ons hom persoonlik ken. En hoe leer ons hom ken? Die antwoord is baie eenvoudig, maar dit is vir ons so moeilik om reg te kry. Ons het die naweek op die kamp weer met die jong mense daaroor gepraat en ons sukkel. Ons jong mense sukkel en ons volwassenes sukkel om hierdie ding reg te kry. Die antwoord is, jy gaan sit op jou stoel. Jy lees Bybel. Jy bid. Jy journal oor dit wat die Here vir jou doen en jou geloofservarings. Jy gaan sit in stilte by die Here se voete. Dit is die dinge wat jy doen om God beter te leer ken en om in koneksie met God te kom. Daardie een ding wat ons so nodig het om te oorleef in hierdie wêreld wat lyk soos hy lyk. As ons in ons stoel gaan sit, kan ons in ritme begin leef met God. Deur ons Bybel lees en deur ons bid. En so kan ons hierdie kolletjies in ons lewe begin bymekaar trek, dat dit 'n prentjie vorm. 'n Prentjie van 'n gelowige kind wat elke dag leef soos wat ons Vader wil hê ons moet leef. Ons lees Deuteronomium 6 vers 17. Deuteronomium 6 vers 17. Julle moet doen wat die wette van julle God, die Here, sê. Ons wys vir God dat ons hom liefhet,
wanneer ons die pad wat hy vir ons droom begin stap. Johannes 14 vers 15 en vers 21. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. As julle wil weet wat ek wil hê julle moet doen, en julle doen dit, dan wys julle dat julle lief is vir my. As julle lief is vir my, dan sal my Vader ook lief wees vir julle. Dan sal ek ook lief wees vir julle, en ek sal vir julle wys wie ek is. Ongelukkig gaan getrouheid en liefde saam. Eintlik moet ek hier sê gehoorsaamheid, maar as ek dink gehoorsaamheid, dan dink ek aan daai RAS leerderaad meisie met haar liniaal, wat vir my sê my rokkie is 1 millimeter te kort. Dis wat die woord gehoorsaamheid in my kop doen, en ek seker of van in julle koppe is dit kwaai juffrouens en ouers, en so kom ons gebruik getrouheid, kom ons gebruik die woord getrouheid eerder. Getrouheid en liefde gaan saam. Ons kan dit nie skei nie. Nie in enige verhouding nie, nie in ons huwelike nie, nie in ons ouerskap nie, nie in ons vriendskappe nie. Hierdie dinge gaan saam. So as ons sê ons is getrou aan God, dan sê ons dat uit ons liefde uitloop ons die pad wat hy vir ons wil hê. Ons is getrou aan sy wil, omdat ons vir hom lief is. Ons stap sy manier van leef, ons doen dit, omdat ons vir hom lief is. Ons leef in koneksie met God as ons vir hom lief is met alles in ons. En as ons hom lief het, dan maak dit dat ons hom beter wil leer ken, deur Bybel te lees en te bid en 'n klomp ander dinge te doen. En soos ons God beter leer ken, begin ons al hoe meer agterkom wat sy wil vir ons lewe is. En die wete daarvan maak dat ons dit kan begin leef, dat ons dit kan begin regkry. Wanneer ons in koneksie met God leef, wanneer ons dit begin regkry, is dit asof ons ingetune is by sy melodie, by sy besig wees hier op aarde, in my en om my. As ons nie in koneksie met hom leef nie, dan sien ons nie eers dit waarmee hy besig is nie. En dan mis ons die ongelooflike wonder van sy hande werk en van sy besig wees en van sy deel wees van ons lewe hier en nou. As ons in koneksie is, dan stel dit ons in staat om ook in koneksie met mekaar te leef. Diepe, opregte koneksie. Nie hierdie oppervlakkige, betekenlose verhoudings wat so algemeen is vandag nie. As jy sit en jy is 'n ouer, dan moet jy vanaand hoor dat hier 'n klomp goed is wat jy kan gaan aanpak om in koneksie met God te kom. Maar jy moet iets meer belangrik hoor. Jy moet hoor dat jy 'n verantwoordelikheid het om jou kind bloot te stel aan hierdie goed. En die beste manier om dit te doen is uit eie voorbeeld. You cannot give what you do not have, sê die mystics. Dat as jy as ouer wil hê dat jou kind in koneksie met God leef, gaan hulle dit nêrens anders leer as by jou nie. So jy moet hierdie goed eers gaan regkry. Om lief te wees vir God, om meer oor hom te leer en om te leef soos wat hy wil. En as jy 'n jong mens is en jy sit vanaand hè, dan moet jy hoor dat niemand anders gaan verantwoordelikheid neem vir jou geloofstorie nie. Net jy. So jy moet 'n plan maak om hierdie koneksie ding te begin regkry. Om lief te wees vir God, om hom beter te leer ken en om te leef soos wat hy wil. Mag dit deel wees van ons elkeen se geloofstorie en mag God ons hiermee help. Amen. Kom ons bid saam. Here, U ken ons harte so goed vanaand. Here, U weet hoe deur mekaar dit baie keer in ons binneste gaan. Here, U weet onder hoeveel druk ons verkeer om ons lewens aan die gang te hou. Here, U weet hoeveel verantwoordelikhede ons het. Hoeveel hindernisse ons het. Here, ons is so dankbaar dat U dit weet. Here, omdat U vir ons so lief is, en omdat U vir ons soveel genade gee, weet ons dat U vir ons wil gee wat ons nodig het. Dat ons nie enkele dag sonder U hoef te stap nie,
Here, dat al verstaan ons nie heeltemal hierdie geloofsding nie, al kry ons nie heeltemal hierdie koneksie ding reg nie, Here, dat U nog steeds aan die ander kant staan en ons nie los nie. Here, ek bid vir elke ouer wat vanaand hier is, Here, met daardie groot taak. Here, ek bid vir elke jong mens wat hier is. Here, gee hulle wysheid en insig om die jong mense te word wat U wil hê hulle moet wees. Here, ons dankie vir ontelbare seënings.